Welkom. Vandag duik ons in 'n baie interessante mediese raaisel in. 'n Toestand wat vir jare lank gedink is as super skaars, maar dalk kruip dit net weg waar niemand gekyk het nie. So ons gaan nou so speurders die leidrade volg om 'n siekte te probeer verstaan wat die liggaam se pyplyn op 'n baie vreemde manier aantas. Goed, kom ons spring dadelik weg met 'n bietjie van 'n vreemde vraag. Stel jou voor jou slagare, daai lewensbelangrike hoofvee wat bloed deur jou lyf pomp, lyk nie soos gladde ook pype nie. Nee, stel jou voor hulle lyk eerder soos 'n string krale. Dit klink seker bizar, nê, maar daardie presiese beeld is die sleutel tot die hele ondersoek wat ons vandag aanpak. Goed, eerste dinge eerste, kom ons stel ons verdagte bekend. Dis 'n geheimsinnige siekte wat bekend staan as fibromuskulêre displasie, of sommer net FMD verkort. So, wat is FMD nou eintlik? In 'n neutedop, dis 'n siekte wat veroorsaak dat die selle in die wande van jou slagade so 'n bietjie deurmekaar begin groei. En hierdie chaotiese groei, wel, dit kan die slagaar vernou of dit kan 'n swak plek skep wat uitbult, dis wat ons 'n aneurisme noem, of dit kan selfs 'n skeur in die slagaarwand veroorsaak wat 'n disseksie is. So, dis die wat. Maar die hoekom, dis waar dinge regtig interessant raak. Om FMD te verstaan, is dit amper makliker om te begin met wat dit nie is nie. Eerstens, dis idiopaties. Dis nou 'n fancy mediese woord wat basies beteken ons weet nie wat dit veroorsaak nie. Tweedens, dis nie atraumateus, so dit het niks te doen met die gewone skuldige cholesterolplak nie. En derdens, dis nie inflammatories, so dis nie jou immuunstelsel wat jou bloedvate aanval nie. Dis 'n heeltemal ander tipe probleem. So, die vraag is, wie is die tipiese pasiënt? As ons na die profiel begin kyk, is dit waar die leidrade regtig begin bymekaar kom. En hier's die eerste groot leidraad. Meer as 90%, dink daaroor, dis 9 uit elke 10 gevalle, word by vroue gediagnoseer. Dis 'n oorweldigende statistiek. En dit dui nogal sterk daarop dat daar iewers 'n hormonale of dalk 'n genetiese skakel moet wees wat aan geslag gekoppel is. En die profiel word nog duideliker. Die diagnose word gewoonlik gemaak by vroue iewers tussen hulle 20stes en hulle 60stes. En dis belangrik, want dit is dikwels baie jonger as die pasiënte wat ons sien met die meer algemene, cholesterolverwante slagadersiektes. As ons kyk na data van die Amerikaanse FMD-register, dan verfyn dit die prentjie nog verder. Hierdie data wys vir ons dat die toestand oorweldigend by wit bevolkings voorkom. 95% van die pasiënte in hierdie massiewe studie was wit. En dan is daar 'n gedragsleidraad. Daar is 'n baie sterk assosiasie met rook. Pasiënte met FMD is meer as dubbel so geneig om huidige of voormalige rokers te wees as die algemene vroulike bevolking. Ons weet nog nie presies hoekom nie, maar die korrelasie is onmiskenbaar. Goed, ons het nou 'n profiel van wie dit kry, maar hoe wys die siekte homself? Wel, die tekens en simptome hang heeltemal af van die ligging. Die misdaadtoneel, as jy wil, bepaal die leidrade. So, kyk hier. As FMD die slagare na die niere aantas, dan is die klassieke teken hardnekkige hoë bloeddruk, wat net nie wil reageer op medikasie nie. Dokters kan soms selfs 'n suisgeluid in die buik hoor. Maar, as die FMD in die karotte slagare in die nek sit, dis nou deel wat bloed na die brein toe vat, is die simptome heeltemal anders. Dan praat ons van migraine-tipe hoofpyne, 'n polsende geluid in jou ore wat saam met jou hartklop gaan en ja, in ernstige gevalle 'n mini-beroerte of selfs 'n volwaardige beroerte. So dit bring ons by die aha-oomblik. Hoe maak dokters finaal seker dat dit wel FMD is? Hoe word hierdie saak uiteindelik opgelos? Jy sien, alhoewel minder indringende skanderings soos 'n CTA of 'n MRA gebruik kan word om te soek na moontlike FMD, is die definitiewe toets wat alles bevestig 'n angiogram. Dit beteken, hulle spuit kontrasmiddel direk in die slagaar in om 'n kristalhelder ekstrabeeld te kry. Dis regtig die enigste manier om 100% seker te wees. En daar is dit dan, die onmiskenbare bewys. Op daai angiogram het die slagaar daardie kenmerkende stringkrale voorkoms. Nou hoekom? Dis omdat die abnormale groeiareas van verdikte, veselagtige riwe skep, wat dan afwissel met areas waar die slagaarwand weer dunner en uitgerek is. Hierdie konstante afwisseling skep die illusie van krale op 'n touwtjie. So, die raaisel is opgelos en die diagnose is gemaak. Wat nou? Wel, aangesien ons nog nie die presiese oorsaak ken nie, is die behandeling heeltemal gefokus op die bestuur van die simptome en natuurlik die voorkoming van ernstige komplikasies. Eintlik is die doel van die behandeling tweeledig.
Eerstens, om daai gevaarlike hoë bloeddruk onder beheer te kry, om die hart en niere te beskerm. En tweedens, om bloedvloei te herstel om die risiko van goed soos 'n beroerte te verminder. Dokters het basies 'n drieledige benadering. Eerstens, medikasie. Dis nou pille om bloeddruk te verlaag en bloedverdunners soos aspirien om te keer dat klont te vorm in daardie onreëlmatige areas. Maar die mees algemene ingryping is angioplastie. Hulle plaas 'n ballonnetjie in die slagaar en blaas dit op om daai veselagtige bande te breek en die slagaar weer oop te rek. Chirurgie is regtig die laaste uitweg, gereserveer vir die heel ingewikkeldste gevalle. En hier's 'n baie belangrike verskil. Anders as met cholesterolblokkasies waar 'n stent, dis so klein metaalbuisie, dikwels ingeplaas word om die slagaar oop te hou, word dit gewoonlik in FMD vermy. Hoekom? Want die pasiënte is dikwels soveel jonger en daar's kommer oor die langtermyn-effekte van 'n permanente implantaat. Gelukkig is die angioplastie op sy eie dikwels baie suksesvol. En dit bring ons by die einde. FMD het gegaan van 'n obskure, skaars siekte na 'n toestand waarvoor dokters nou aktief soek, veral by jong vroue met onverklaarbare hoë bloeddruk of beroertes. En dit laat 'n mens nogal wonder, nê, hoeveel ander toestande word tans as skaars geklassifiseer, bloot omdat ons nog nie geleer het om te soek na hulle eie unieke stringkrale nie.